Vanmôre wil ek vir julle 'n skrif lees en ons gaan hierdie skrif ook vanmôre sing. So julle moet nou solank die woorde leer terwyl ek vir julle die skrif lees. Dis in 1 Timoteus 1 vers 17 sê die woord vir ons aan die koning van die eeue. So ons God is van ewig af en sal ewig wees. Dis aan hom wat ons sing. Hy sê die onverderflike. Met ander woorde, hy sal nooit sterf nie. Hy is onsterflik. Die onsienlike. Ons sien hom nie, maar ons sal hom eendag sien. Alleen wyse. Jy sien die wysheid van die mensheid, sê die woord is dwaasheid by God. Hy alleen is wys. En tog wil ons soms dinge met die Here uitredeneer en terwyl ons eintlik geen wysheid het nie. Hy is die alleen wyse God. Dan sê hy aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid aan hom. So aan wie kom dit toe? Dit kom aan God toe. Net aan hom kom die eer en heerlikheid vanmôre toe. En dit sal aan hom toekom tot in alle ewigheid. En as ons vanmôre daardie lied gaan sing, kom ons weet aan wie sing ons. Ons Vader. Die een wat van altyd af was. Die grootte God. Die ewige Vader. Die onsienlike, onsterflike, alleenwyse God vanmôre. Ons gaan vanmôre sy naam groot maak. It's all about him and it's not about us. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus vanmôre, Here, en ons loof U, ons eer U, ons dankie vir U wonderlike liefde, Here. Dankie vir U goedheid en U grootheid. Here, dankie vir hierdie wonderlike reën wat hier in die Karoo geval het, Here. Soos ek hier deur die Karoo gery het, is dit net mooi groen, Here. U is nog die antwoorder van gebed, Here. U is nog die een wat vir ons omgee en wat vir ons lief is, Here. Maar U is vanmôre almagtig, U is vanmôre heilig, Here. Vader, U is vanmôre groot en daar is niemand soos U nie, en ons loof U vir die wonderlike werk wat U in ons lewens doen, Here. Dankie vir die bloed van Jesus vanmôre, Here, wat ons kom reinig het van alle sonde, Here. Dankie dat U ons gered het vanmôre. Dankie dat ons kan weet dat U is altyd daar vir ons, Here. U is altyd net daar as ons U nodig het, is U altyd by ons, Here. U woord sê dat U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. En daarom kom ons vanmôre om U te eer, Here. Ons loof U heilige naam. U is waardig vanmôre. En Vader, ons wil vanmôre ons lof en ons aanbidding, Here, wil ons vanmôre voor U troon kom lê, wil ons vanmôre vir U gee, Here. We just want to offer up our praises to You. We want to offer our worship to You. Because that's really all that we have that we can give You, is our worship. En daarom wil ons dit vanmôre aan U kom opdra, Here. Dankie Heilige Gees dat U hierdie plek kom vul met U soete teenwoordigheid, Here. Vader, dankie dat U by elkeen van ons net vanmôre kom stil staan. Here, dankie vir 'n vars aanraking van die Heilige Gees, Here. Dankie dat die woord sê, kyk, alles het nuut geword, Here. En dankie dat U vanmôre net weer alles kom nuut maak in ons lewe, Here. Kom herstel dit wat herstel moet word, Here. Dus kom doen net 'n werk in ons lewens vanmôre, Here. Because we want to be more like You, Father. We want to be more like Jesus this morning. And we honor You and we worship You. Amen, amen. Al wat ek vanmôre kan doen is lief wees vir Jesus. En wanneer ek lief is vir Jesus, dan kan ek net nie ophou praat oor hom of ophou sing en ophou om hom te aanbid nie. Because I just love him that much. Dit is my so lekker vanmôre dat ons saam kan wees in sy teenwoordigheid. Dat ons vanmôre saam kan kuier om die woord. Daar's iets wat gebeur wanneer die kinders van die Here saamkom. Daar is wat ons sou noem 'n corporate anointing. Dis in tye van wanneer ons saamkom in eenheid wat ons sien dat die krag van die Here beweeg. Never underestimate the power of the children of God getting together in one accord. Dis die belangrike ding. In een hart, in one mind to worship him. Nou ja, ek gaan vanmôre 'n bietjie met ons oor die woordjie heiligmaking gesels.
Nou baie van ons hou daarvan om te hoor die Here red, en die Here genees, en die Here voorsien, en al hierdie lekker dinge, maar die een woordjie wat ons nie so baie van wil hoor nie, is heiligmaking. Ek wonder hoekom. Vast seker so 'n bietjie iets aan ons kant. Laat die fire, die goeters brand wat nie hoort nie. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So hy sê vir ons, jaag die vrede na, so ons kom tot 'n bekering, maar dan sê hy ook, ons moet heiligmaking lewe. Dis 'n sekere manier hoe ons lewens nou moet inrig. Romeine 6:22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, hoe dit gebeur deur die wedergeboorte en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. So ons moet nou die vrug lewe, ons moet heiligmaking lewe na ons wedergeboorte, want dit lei op die einde na die ewige lewe. Nou ons het wat ons sal noem 'n positional holiness, en dit is wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan gaan ek uit die the kingdom of darkness en ek gaan in die kingdom of light in. So dis my positional holiness. Hy het my 'n wonderwerk in my lewe gekom doen. Hy het my kom heilig maak. Dis my positional holiness. Maar dan is daar ook wat ek noem ons jou behavioral holiness. En dit is waar ek daarna streef om meer soos Jesus te word. So soos ek leef, wil ek al meer sê, Here, vat die goed weg wat U nie behaag nie en ek wil meer soos U wees. Dis my behavior holiness. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22, 'n baie bekende vers, handel oor the fruits of the Spirit, of die vrug van die Gees. Dit sê nie jou vrug nie, dit sê dis die vrug van die wat? Die vrug van die Gees. So is belangrik om te weet dat dit is van die Gees. Wat is die vrug van die Gees? Is liefde, is blydskap, is vrede, is lankmoedigheid, is vriendelikheid, is goedheid, is getrouheid, is sagmoedigheid, is selfbeheersing. In die Engels praat hy van the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So as ons nou vinnig na so een of twee van hulle kyk, blydskap, of die Engelse een is joy, en dit is iets wat die Here my gee. Met ander woorde, maak nie saak wat die omstandighede is nie, the joy must stay. Want dit is 'n vrug van die Gees. Nou ek sê baie keer, daar's 'n verskil tussen happiness en joy, nê. Happiness is wanneer alles goed gaan, dan is ek baie happy. En as dinge nie so lekker gaan nie, dan is ek nie so happy nie. En dis okay, maar joy is iets wat die Here jou gee, en dit moet omstandighede moenie jou joy beïnvloed nie. This joy that I have, is die liedjie wat gaan sê, this joy that I have, the world didn't give it to me and the world can't take it away. Want dit kom van die Here af. Dit is 'n vrug van die Gees. En dan dieselfde met vrede. Ek moet ten spyte van omstandighede, moet ek vrede ervaar, want dit is die vrede wat 'n vrug van die Gees is. 'n Lankmoedigheid sê ons altyd, dis die een waarmee ons sukkel, daai geduld, ek is nie so geduldig nie. En dan wat sê ons? Nee, ek gaan bietjie aan my geduld moet werk. En dis waar ons die fout maak. Jy sien, jy kan nie aan jou geduld werk nie. Selfbeheersing, ek moet bietjie aan my selfbeheersing werk. Sien, in die wêreld sal hulle sê vir selfbeheersing, ons moet jou stuur vir anger management klasse. Ek weet nie of daai goed ooit werk nie. Nee, dis 'n vrug van die Gees. Hoe vermeerder ek hierdie vrug van die Gees in my lewe? Dit is wanneer ek nader aan Jesus beweeg. Ek sien baie keer, wanneer dinge ook maar besig raak met my, en ek kom nie by die Here uit soos ek moet nie, dan kom ek agter, maar weet jy wat? Bietjie vrug van die Gees is besig, hierdie vrugte is besig om bietjie vrot groente te word op die oomblik. Hoekom? Want ek raak nou bietjie ongeduldig, en my blydskap is nie soos dit moet wees nie, en ek snap 'n bietjie, en ek is 'n paar van daardie dinge wat ek nie moet wees nie. Hoekom is dit so? Want ek het so bietjie miskien nie heeltemal my tyd saam met die Here gespandeer soos wat ek moet nie. So 'n vrug van die Gees, om dit te ontwikkel, is hoe meer tyd ek in sy teenwoordigheid spandeer, hoe meer ek nader trek aan Jesus, hoe meer sal die vrug na vore begin kom. Want dis 'n vrug van die Gees, dis nie iets wat jy kan doen nie, dit is net iets wat outomaties kom, hoe nader ek aan Jesus trek. Matteus 7:17, sodra elke goeie boom
goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Ons moet almal goeie bome wees wat goeie vrugte dra. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal hulle dan aan hulle vrugte ken. So hoe ken ek 'n kind van die Here? Ek ken hom aan sy vrugte. Wat sien ek? Dis hoe ek 'n boom gaan ken. Nou sê hy nie net jy mag wel ek dra nie vrug nie, maar ek dra dan ook nie slegte vrugte nie. Nee, die woord sê jy moet goeie vrug dra. Jy moet goeie vrug dra. As jy nie goeie vrug dra nie, sê hy dan word jy uitgekap. So ek moet goeie vrug dra. Johannes 15:4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so kan julle as julle nie in my bly nie. Wat sê Jesus? Hy sê hy is die wynstok, ons is die lote. Hy sê bly in my soos ek in julle. So toe ek tot wedergeboorte gekom het, die Gees van die Here binne in my kom woon, en nou sê hy so dieselfde, bly in my, stay plugged in. Jy moet ingeplak bly, jy moet nie laat daar 'n skeiding kom nie, jy moet nie verkoud nie, bly in my. Ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Nie eers bietjie nie, somme baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, ek kan nie vrug dra as ek nie in die Here is nie. Hoekom? It's the fruit of the Spirit. Dis nie iets wat ek uit my eie uit kan doen nie. So, en wat sê Jesus? Hy sê, as jy in my bly, as jy dis die loot wat in die wynstok moet bly, en as ek daarin bly, dan dra ek veel vrug. So ek moet naby aan Jesus bly, om veel vrug te kan dra. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgekap, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar, en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. Hoe plant 'n vrugteboom voort? Die saad is waar in die vrug. Die saad is in die vrug. Jy sien, so as hier 'n vrugteboom staan en hy dra nie vrug nie, kan hy nie voortplant nie. So wat trek die wêreld na my en jou toe? Ons vrugte. Wat trek hulle na Jesus toe? Die vrug wat jy dra. So, wanneer jy vrug dra, is wanneer jy 'n oes sien van siele wat inkom, want dis die vrug wat hulle trek. Dis hoe jy voortplant, dis hoe jy meer die koninkryk uitbrei met meer kinders van die Here, is wanneer daar die saad in jou vrug is. So sonder vrug kan ek, wil ek amper sê, is ek useless as 'n disipelmaker. Ek moet eers vrug dra. Daar moet iets wees wat mense trek na my toe. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons nie die heiligmaking in die vrees van God, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. In die Engels sê, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ek het al baie gepraat oor die vrees van die Here. Maar hoekom is daar kinders van die Here wat nog met hulle een voet in die wêreld staan? Hoekom is daar nog kinders van die Here wat goed doen wat hulle weet die Here nie behaag nie? Hy sê, perfect your holiness in the fear of the Lord, want hulle het nie 'n vrees vir die Here nie. Want as ek werklik ware vrees vir die Here gehad het, sou ek nie besig gewees het met die dinge wat die Heilige Gees met my oor praat, wat ek veronderstel is om nie te doen nie, of te laat staan nie. Of te doen. Want ek het nie 'n regte vrees vir die Here nie. En daarom sal ek nog myself doenig hou met die dinge wat ek weet die Here nie wil hê nie. So perfect your holiness in the fear of God. Ek het nou die dag vir iemand gesê wat weer besig was met dinge wat hulle nie, seker is omdat jy nie 'n vrees vir die Here het nie. That's why you're struggling still with it. We serve a holy God. We believe in a holy Bible.
We are filled with the Holy Spirit. And we want to go to a holy heaven. Dis hoekom dit belangrik moet wees vir my en vir jou, om heiligmaking na te streef, om te leef, want God is heilig, en ons glo in 'n heilige God, en sy heilige woord, en die Heilige Gees kom woon binne in ons, wanneer ons tot wedergeboorte kom, en hy kom vul ons met sy krag, en hy is heilig, en daarom moet dit vir ons belangrik wees, om dit na te streef. 1 Petrus 4:7, en die einde van alle dinge is naby. Daai tyd het hulle al gesê, die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Wees ingetoe en nugter. Let op hoe ek leef, sodat ek kan bid. Want het jy al agtergekom, wanneer ek besig is met dinge wat ek nie wil nie, dan kan ek ook nie lekker bid nie. Hoekom kan ek nie lekker bid nie? Want ek voel bietjie skaam oor dit waarmee ek besig is. Want die Heilige Gees kla my aan. So hy sê, wees ingetoe, wees nugter. Nou vir die ouens wat nie weet wat nugter is nie, ek is nie onder enige invloed van goede nie, of ek dink ook 'n bietjie nugter, nee. So ek moet nugter bly, sodat ek kan bid, maar hy sê, aan die einde van alle dinge is naby. Nou wil ek net so 'n bietjie ietsie ingooi, so vir, hoe sê hulle, so ekstraatjie verniet. Weet jy hoe naby is dinge? Ons staan so naby aan die einde van die dinge, dat ek vanmôre jou wil bemoedig om vir jou te sê, kry klaar met die dinge van die wêreld. Leef vir die Here, daar's nie meer baie tyd oor nie. Kom ek wys julle ietsie wat nou lately gebeur het, wat wys op die profesie van die woord, wat sê ons is in die laaste dae. Sefanja 2 vers 4, van Gaza, weet julle waar is Gaza? Reg langs Israel, daar waar die Palestynë woon, daar waar die oorlog nou in die gang was, omdat hulle Israel aangeval het en hostages gevat het, en die plek is omtrent platgevee. Okay. Hy sê, want Gaza sal verlate wees, sê die woord. En dan praat hy van ander plekke daar rondom. En Askelon tot verwoesting, en Asdol sal op die helder middag verdwyn word, en Ekron sal ontwortel word. Wat sê hy? Want Gaza sal verlate wees. Wat het Donald Trump so 2-3 weke terug gedoen? Netanyahu het daar gestaan, en hulle het so saam 'n perskonferensie gehou, en hy het gesê, ons gaan Gaza oorneem, en Egipte en 'n paar ander lande, julle gaan al die Palestynë vat. Julle dit gesien? Okay. So in other words, this scripture is going to come to fulfillment, where Gaza is going to be empty. So ons staan aan die einde van daai. Okay, terug by heiligmaking. Hebreërs 10:25. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dis te meer, na mate hulle die dag sien naderkom. So wat sê die woord vir ons? Ons sien die dag naderkom, laat ons die onderlinge byeenkomste nie misloop nie, so laat ons 'n begeerte in ons hart het, om saam met ons boeties en sissies by mekaar te kom. Veral soos julle die dag sien naderkom. Vermaan mekaar, hoekom? Sodat ons mekaar kan optel en versterk en sê, kom, ons is amper daar, kom hou vas, kom ons stap die pad. Dis nie nou tyd om te gaan sit nie. 1 Petrus 5:8, wees nugter en waaksaam, weer sê hy dit vir ons, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En omdat hy rondloop soos 'n brullende leeu, sê vir jou, wees waaksaam, so moenie die onderlinge byeenkomste misloop hier, sodat ons mekaar kan verantwoordelik hou en mekaar kan aanspreek om op die pad te bly. Veral in hierdie dae. Bietjie praat oor die vrees van God. Ek het gesê dat mense vrees nie die Here nie, dis kom hulle baie keer nog met die voet so half in die wêreldse dinge staan. In die Ou Testament is daar baie voorbeelde van hoe die Here gedeel het met wanneer daar nie 'n vrees vir hom was nie, maar ons sien hierdie gedeelte in die Nuwe Testament. Wel bekend in Handelinge 5 vers 1 van Ananias en Safira. Maar ek gaan dit tog vir ons lees vanmôre. Vers 1 van Handelinge 5. Hy sê, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels gelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het
die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou. Jy sien wat hy gedoen het, heel moontlik is, hy het vir almal gesê, ek gaan hierdie grond verkoop en ek gaan al daai geld gaan ek gee vir die werk van die Here. Ek sê grein nou, né? Ek gaan hierdie grond verkoop en ek gaan dit doen. As dit nie verkoop was nie, het dit joue gebly nie, het dit nie joune gebly nie. So hoekom het jy gesê jy gaan dit verkoop? Jy kon net so wel gehou het. En toe dit verkope was, dit nie in jou mag nie, die geld was nou in sy mag, nee, hy kon gesê het wat hy daarmee gaan doen. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir die mense gelieg nie, maar vir God. En ek lees baie keer daai skrif en dink ek, Here, hoeveel keer wil ek miskien myself iets wys maak en ek weet, U weet. Here weet alles. En dan wil ek amper vir die Here lieg. In my eie hart. Hoe gevaarlik is dit? Moenie vir die Here probeer lieg nie, hy weet in elk geval. Handelinge 5:5 en toe sê hy, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe en 'n groot vrees het gekom op almal wat dit gehoor het. Sien, daar is die vrees van die Here. Almal het nou gesien wat hier gebeur het. Kyk, as ek daar was en ek het dit gesien, het ek ook Lord, you are holy. Ek dink ek gaan bietjie beter kyk hoe ek na my vrees van die Here inwerk. Vers 6, daarom het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraai en begrawe. En na verloop van omtrent 3 ure kom sy vrou, sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, ja, vir soveel. Want jy sien, hy en sy vrou het saam gekonkel oor die saak. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat die man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan die voete van hulle net gesterwe en die jong man het ingekom en haar doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. Vers 11, en 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Ek dink ons moet vanmôre net weer besef, ons het te doen met 'n heilige God. And we should have a fear and a reverence for our God. Want wanneer ek dit het, dan sal ek heiligmaking lewe. Hoekom het hulle vir die Heilige Gees gelieg? Want die vrees van die Here het ontbreek by hulle. As ek God vrees, I will love what He loves and I will hate what He hates. And I would like to become more like Jesus, wanneer ek God vrees. Sien, ek leef heiligmaking, omdat ek waarde heg aan my saligheid. Het ons vanmôre 'n verstaan, wat se groot prys Jesus vir my en vir jou betaal het. En wat hy vir my en vir jou gedoen het. Ons saligheid moet vir ons baie waardevol wees. Jy sien, want Jesus het ons nie gered van die hel nie. Hy het ons gered from the wrath of God. Want God se oordeel was oor hom uitgestort vir my en vir jou. En daarom moet ons waarde heg aan ons saligheid. Heg ons regtig genoeg waarde vanmôre aan die werk wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Jesaja 35:8, hy sê, en daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. In die Engels praat hy van in Isaiah 35:8, hy sê, a highway shall be there and a road, and it shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for the others. Whoever walks on the road, although a fool, shall not go astray. Jy sien, die Christense pad is nie net 'n pad van wedergeboorte nie, maar is 'n pad van heiligmaking. You see, it's not just about salvation, it's about growing in holiness. Heiligmaking is nie 'n bestemming nie, dis 'n lewenswandel. Heiligmaking word op 3 verskillende maniere in die Nuwe Testament gebruik en ek het al vir julle van hulle genoem. Die eerste een is my
posisionele heiligheid, wat gebeur het tydens my bekering. Dan is daar die praktiese heiligmaking. Dit is wat ons dag vir dag moet wees. Ons moet onsself van elke vorm van boosheid skei. Hierdie is 'n heiligheid, is progressief. En uiteindelik is daar 'n volkome volmaakte heiligheid. Dit vind plaas wanneer 'n gelowige hemel toe gaan. Sien, dan is ons vir ewig vry van sonde en van ons ou natuur is verwyder en die toestand is dan perfek. Praktiese heiligheid moet wees as 'n bewys van 'n nuwe lewe binne. As iemand nie meer heilig word nie, dan wonder ek of hy gered is. Wanneer die Heilige Gees in 'n persoon woon, dan manifesteer hy sy teenwoordigheid deur 'n afgesonderde lewe, deur 'n heilige lewe. Dit is 'n kwessie van oorsaak en gevolg. As Christus ontvang is, sal die riviere van lewende water begin vloei. Ek sal vrug dra. 1 Petrus 1:15 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Progressief. Meer soos Jesus. Meer soos Jesus. Elke dag, Here, wil ek meer soos U wees. Vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en met die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in die heilige wandel en Gods vrug nie. Wat sê hy vir ons? Hy sê, man, dit wat julle hier beleef, alles op hierdie aarde, alles wat julle najaag, gaan verbrand word. So kom is jou fokus op dit. Hoedanig moet julle nie wees in die heilige wandel en in Gods vrug nie. Vers 12, julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas, waardeur die hemele deur die vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en smelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Ons moet 'n bietjie fokusaanpassing maak. Bietjie ons fokus van die wêreld afval en sê, Here, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar terwyl ek op hierdie pad is, Here, hoedanig sal ek nie wees in die heiligmaking en in die godsvrug nie. To live for material things is to live for the temporary. Common sense tells us to turn from the utensils and the toys of this world and live in holiness and godliness. It is a simple matter of living for eternity, emphasizing the spiritual rather than the material, or choosing the permanent over the passing. Kom ons sit ons fokus op dit wat permanent is. Daar's 3 redes hoekom dit 'n goeie idee is om heiligmaking te leef. Die eerste een is vir God. Nie wat ek wil hê nie, maar wat God wil hê. Ek leef nie meer nie. Ek behoort nie meer aan myself nie. Wat wil God hê, moet ek doen. Nie waarmee kan ek wegkom nie, en wat moet ek doen om dit vry te spring nie. Sien, baie mense wil net die minimum. Tel my, sê net vir my, wat is die minimum wat ek moet doen, laat ek daarom nie hel toe gaan nie. Sien, ons moet so leef nie. Nie ons sê, Here, ek lewe vir U. Totaal 100%. It's all about you. 1 Korintiërs 6:19, of weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Weereens wil ek vanmôre vir jou sê, jy moet waarde aan jou salvation heg, want jy is duur gekoop. Dit het Jesus alles gekos. Jy is duur gekoop, heg waarde aan dit wat hy vir jou gedoen het. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. Jy sien, it's a package deal, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek besluit om te sê, Here, ek maak U koning van my lewe, dit is my liggaam, my siel en my gees, wat nou aan hom behoort. It's a package deal.
Ons vergeet so maklik dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Christus. Ons leef asof ons aan onsself behoort. Dis nie net intern nie, maar ook ekstern. Tweede rede hoekom heiligmaking 'n goeie idee is, die eerste een is vir God, die tweede een is vir ander mense. As ons ernstig is om ander te bereik vir Christus, ons wil nie hê dat mense verander word, ons wil hê dat mense moet verander word deur die krag van God. Ons moet nie 'n klad op die evangelie wees nie. As daai ou Christen is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Het jy al daai ding gehoor? Hoekom? Want daar is die vrug nie. As die vrug daar is, dan sal dit my trek. So ek moet nie daai ou wees wat sê, nee, as daai ou Christen is, dan wil ek niks met Christendom te doen nie. Nee, ek moet vrug dra wat mense trek. Nou wie toe hardloop mense as hulle probleem het? Na die een wat heiligmaking geleef het. By die een wat hulle vrug gesien het. Ons sien dit gereeld. Mense wil nie hiernatoe kom nie. Maar as hulle probleem het, wie bel hulle? Ag, bid asseblief. Jy sien, mense moet sien dat daar 'n alternatief is vir 'n sondige lewe. Ek hoef nie 'n sondige, daar's 'n alternatief. Ek kan 'n ander lewe kies. Maar hulle moet dit in jou sien. My lewe van sonde en self-destruction is nie die beste. Daar's 'n beter manier om te lewe. Dis wat mense in jou moet sien. Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle in julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Hulle moet dit in jou werke sien, hulle moet dit in jou vrug sien. Hulle moet in jou lewe van heiligmaking, moet hulle die werke sien. Mense moet aangetrek word na die gospel toe deur jou. Die derde rede, so die eerste een is vir God, die tweede een is vir ander mense. Die derde rede is vir myself. Hebreërs 12:14 weer, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So wanneer ek tot wedergeboorte gekom het, dan begin my journey of living holiness. Heiligmaking te lewe. So dis 'n belangrike ding vir myself. Dit is die beste lewe vir jou om heiligmaking te lewe. Liggaamlik en geestelik sê jy gesond wees. Jy sien, want as ek nie heiligmaking lewe nie, kan ek verval in goeie soos alkoholisme en drugs, seksuele sondes, alles goeders wat my lewe vernietig. Of ek het onvergewensgesindheid in my hart. Ek het haat of bitterheid en jaloesie. En al daai goed kan my lewe vernietig, dit kan jou selfs fisies siek maak. Wanneer ons nie volgens God se woord lewe nie, het dit 'n negatiewe effek op my en jou lewe. Wanneer ek heiligmaking lewe, sal jy 'n beter kwaliteit lewe hê. So hoe leef ons heiligmaking? Deur geloof, deur liefde en deur die Heilige Gees. Geloof, dis deur geloof en nie uit onsself nie uit ons goeie werke nie. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit die genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, en nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Heiligmaking is God wat in ons werk, maar ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons werk. Efesiërs 2:10, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Goeie werke is die vrug van ons saligwording. You don't work your way to salvation, you work your way from salvation. So ek gaan nie salvation toe as gevolg van my goeie werke nie, ek het nou tot bekering gekom, nou van daar af begin my goeie werke. You don't live holy to get saved. You live holy because you are saved. Jy leef nie heilig maak om gered te word nie. Jy leef heilig omdat jy gered is.
Dis nie 'n wet van jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, maar dit word nou 'n wet in my hart van ek wil nie. Johannes 14:15. Die derde manier, liefde, of is nou tweede een, ek kan nie onthou nie. Seker die tweede een. Ja, is tweede een, liefde. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. We serve God because we love him. Love is a greater motivator than the law. Liefde is strenger as die wet. In die wet staan daar, jy mag nie egbreek nie. Wat sê die Nuwe Testament? Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, as jy net na 'n vrou kyk met lust in jou hart, dan het jy egbreek gepleeg. Jy sien, liefde is 'n groter motivator, want as ek my vrou liefhet, gaan ek nie egbreek pleeg nie, net omdat daar 'n wet is wat sê ek mag dit nie doen nie. Nee, omdat ek my vrou liefhet, gaan ek nie egbreek pleeg nie. Omdat ek vir Ludwig liefhet, gaan ek nie sy goed steel nie. Sien, liefde is 'n groter motivator om heiligmaking te lewe as die wet. Maar liefde is strenger as die wet. Net liefde kan my motiveer om heiligmaking te leef. Al wat saak maak, is wat God sê. Die hele gesprek oor heiligmaking word eenvoudig, as ek daarna kyk uit 'n perspektief van liefde. Jy sien, baie mense wil legalistiek wees. Dan sê hulle vir jou, wys my een plek in die Bybel wat sê, ek mag nie dit doen nie. Jy sien, dan wil hy een plek in die Bybel sien, wys my daai. Dis weer daai ding van, waarmee kan ek wegkom? As ek luister, wat sê die Heilige Gees vir my? Hy sê, jou liggaam is 'n tempel van God. Sien, ek moet eerder vra, wat is die beste om te doen vir my? Nie, waar sê die Bybel, die een ding dat ek mag nie dit doen nie. Wys my een plek in die Bybel. So dan kan ek nog aangaan. Nee, wanneer het oor dinge in my lewe kom, vra eerder, wat is die beste vir my om te doen? Vir my geestelike lewe, vir my geestelike groei, dat ek my besluit oor hierdie saak daarop baseer. Of vir my gesondheid, wat is die beste vir my gesondheid? Of wat is die beste vir my Christelike getuienis? As ek hierdie manier lewe of daai manier lewe. As ek hierdie ding doen of nie doen nie. En nog een, plaas ek liewers vra, watter keuse bring my nader aan die Here? Nie waarmee kan ek wegkom nie. Die derde manier hoe ek heiligmaking lewe. Ons kan nie heiligheid in ons eie lewe skep nie. Dit is hoekom ons moet staat maak op die Heilige Gees. Leer ons hoe om te bid, dryf ons om kerk toe te gaan en om die woord te bestudeer. Dit is die werk van God in ons. We need to walk and live in the Spirit. We need to walk and we need to live in the Spirit. Dis hoe heiligmaking lewe, wanneer ek in die Gees beweeg. En daai selfde gedeelte het praat oor die vrugte van die Gees. In vers 16 begin hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees. Walk in the Spirit. Wandel deur die Gees. Dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Jy sien, solank as wat ek deur die Gees wandel, solank as wat my salvation vir my belangrik is, solank as wat ek nader aan God trek, meer tyd saam met hom spandeer, sal ek nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie, en sal die vrug na vore begin kom. Wandel deur die Gees, want die vrugte is nie ons nie, dis die vrug van die Gees. Net die Gees kan dit binne in jou establish. Maar heiligmaking is ons verantwoordelikheid. Ons moet besluite neem om onsself te dissiplineer om heilig te lewe. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê. So wie moet die las aflê? Ek en jy. Ons moet die las aflê. Die Here doen dit nie vir jou nie. Hy sê, lê jy die las af. Neem jy die besluit. En die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus. Hoekom
val die mense so baie keer af van die pad af, want ek haal my oog van Jesus af. Hierdie vrou lyk vir my mooi. Daai ding lyk so lekker. Ek het nou so lus vir dit. Nee, my oog gefestig op Christus. Solank as ek my oog op hom hou, sal ek kom waar ek moet wees. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Weer, we need to have a value in our salvation. Hoekom? Want hy die kruis gedra of verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van God, die troon van God gaan sit het. Sien, jy moet die duiwel weerstaan. God doen dit nie vir jou nie. Jy moet die regte keuse maak. Jy moet nee sê vir die versoeking. Hoe sê ek nee vir die versoeking? Ek haal nie my oog van Christus af nie. Solank as ek my oog op Jesus hou, dan kan ek nie rondkyk vir ander dinge nie. As jy gee aan die duiwel geen plek nie. Hoe doen ek dit? Vrees vir die Here. Jy sien, is 'n mental attitude. Ek moet bedag wees daarom om nie onnodig myself bloot te stel aan onrein dinge nie. So sekere flieks te kyk op Netflix nie. Of sekere musiek te luister nie. Daar is plekke waar kinders van die Here nie behoort te gaan nie. En daar substances wat 'n kind van die Here nie behoort te gebruik nie. 2 Korintiërs 6:18 sê, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of our reverence for God. Sien, ons het sins of the flesh, which is murder, and sins of the spirit, which is hate. In Johannes 3 vers 15 sê, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Sien, the sins of the flesh is as ek moord pleeg. What's the sin of the spirit? When I hate my brother. Want hy sê, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets lydens in hom het nie. So my vraag vanmôre is, het jy almal vergewe wat jy moes vergewe het? Hou jy 'n grudge nog ergens teen iemand? Draai jy bitterheid in jou hart? Dis een gebed om van daai goed ontslae te raak. Neer te lê. Want dis die tipe van goed wat jou weghou daarvan om heiligmaking te lewe. Ek sluit weer af met hierdie vers. Galasiërs 5:16. Maar ek sê, wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees. Walk in the Spirit. Dis ook heiligmaking lewe. Here, is vir my belangrik. Lei my, Heilige Gees. Lei my. My oog gefestig op Christus. I just want to be more like you, Lord. En wanneer ek dit doen, wanneer ek my oog gefestig hou op Christus, en ek kom en ek vra die Heilige Gees, Here, kom doen 'n werk in my, sodat ek meer vrug kan dra. En as jy vanmôre hier so sit en jy sê, maar weet jy wat, as ek met myself eerlik moet wees, dan is my vrugte nie altyd daar nie. Ek staan partykeer liefdeloos teenoor mense. Of my geduld is maar net so. Of ek het nie altyd selfbeheersing nie. Ek ervaar nie die vrede van die Here nie. Of die blydskap. Ek hou van die Engelse woord, joy. I'm not experiencing the joy of my salvation. En as jy vanmôre hier is en jy sê, maar Here, I've got some of these things are missing in my life. It's not as it should be. Dan gaan ons die Here vanmôre vertrou en sê, Here,
Kom herstel net weer 'n bietjie my verhouding met U. Here, ek wil nader trek, ek wil 'n kwaliteitsbesluit neem vanmôre. Dit gaan nie oor salvation nie. Ek weet jy het jou hart vir die Here gegee. Maar Here, ek wil 'n kwaliteitsbesluit neem om vir U te lewe. I want to live for Christ. And I want to see that the fruit of the Spirit comes forth. Ek wil sien dat die vrug voorkom uit my lewe uit. En Here, hierdie dinge waarmee ek battle, kom U deur die Gees, Here. En laat daai vrug, want dit is U vrug, Here. Laat dit deur my lewe geopenbaar word soos ek nader aan U trek. Kom ons neem vanoggend 'n besluit om nader te trek aan die Here. Kom ons staan. Speel net vir my so 'n bietjie in die agtergrond. Yes, thank you Jesus, thank you Father, worship your name, worship your name. Glory unto your name, God. We worship you. We worship you. Father, ons wil net vanmôre kom en we just want to acknowledge you, Father. We want to acknowledge the work that Jesus has done on the cross for me, Lord. Ek wil nie sê as nie. Ek wil iemand vanmôre sê me. Dankie Here dit vir dit wat U vir my gedoen het, Here. Vergewe my Here vir die tye wat ek miskien vergeet het hoeveel U vir my gedoen het of wat dit U gekos het, Here. Of dat ek duur gekoop is vanmôre. Vergewe my vanmôre, Here, vir die kere wat ek U nie werklik gevrees het in die vrees van die Here, soos dat ek het moet hê, Here. Dat ek nog bereid is om dinge te doen wat U nie behaag nie, Here. Here, help ons vanmôre om die dinge neer te lê wat U nie behaag nie, Here. Wil jy vanmôre net 'n kwaliteitsbesluit neem? Praat jy met die Here? Sê Here, ek wil vanmôre kwaliteitsbesluit neem, Here. Ons weet die uur is laat, Here. Ons weet dit ontstaan aan die einde van die dinge, Here. Maar Here, in hierdie laaste tyd, laat die vrug meer word in my lewe, Here. Goeie vrug sal dra. Ek wil in U bly, Here. I just want to stay in you, Father. Nie vanmôre daai kwaliteitsbesluit neem nie. Net sê, Here, help my om deur die Gees te wandel. Let you once again become the most important thing in my life, Lord. Die belangrikste ding in my lewe word, Here. Ons loof U nou. Ons loof U nou. Ons loof U nou. Vader, dankie dat ons harte vanmôre, Here. Thank you that you prepare us, Lord, to be a sanctuary for the Holy Spirit. That we will be pure, that we will be holy, Father. Thank you for this living sacrifice that we can be for you, God. I can offer up my life to be a sacrifice unto you. Prepare my heart, Father, to live for you. My begeerte, Here, is net om vir U te leef. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. We worship your name and we glorify you. Amen. Amen. You are the Father. You are the Son. You are the Spirit. You're the